Nou ons gaan twee skrifgedeeltes saam lees soos jy op die bord sien. En al twee hierdie skrifgedeeltes vertel vir ons die verhaal van die Here Jesus se hemelvaart. Lukas is die enigste Nuwe Testamentiese skrywer wat nie 'n Jood was nie. Nou, ons is dankbaar vir sy verslag. Was dit nie vir Lukas se skrywe nie, het ons nie hierdie woorde gehad nie. Kom ons lees dit Lukas 24 vers 50 en daar staan, en hy, dit is Jesus, het hulle uitgelei tot by Betanië. Miskien kan ons net sê Betanië as jy van Jerusalem af die Olyfberg opgaan, wat nie 'n baie hoë bergie is nie, en dan op die bopunt, op die kruinhaal van daai berg kom, dan lê Betanië net so oor die berg. So dis eintlik naby Jerusalem. So hy het hulle uitgelei tot by Betanië, en het sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. En hulle het hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. En hulle was gedurig in die tempel en het God geprys en gedank. Amen. Dit was die eerste verhaal dan, die evangelie volgens Lukas se beskrywing, wat hy nou geskryf het. En dan Handelinge hoofstuk 1 vanaf vers 1. Nou skryf hy die tweede verhaal. Maar as ons nou lees Handelinge 1 vers 1, dan sê hy die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is. So nou verwys hy na die evangelie van Lukas, die eerste verhaal wat hy geskryf het. Hierdie is nou die tweede verhaal as mense daarop sê. Die boek Handelinge is ook aan hierdie vriend van hom, Theophilus, geskryf. So die eerste, die Lukas evangelie, die eerste verhaal is geskrywe oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is, tot op sy hemelvaart. Nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader wat julle het hy gesê van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar ek sal julle met die Heilige Gees doop nie lank na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hy nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Daarop draai hulle om na Jerusalem, van die berg af wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is, 'n Sabbatsreis ver. Net tot sover lees ons saam. Hierdie 12de vers, die sê dan ook dat hierdie gebeure het op die Olyfberg plaasgevind. Lukas het net maar gesê, toe hy by Betanië kom, en dit was ons so deels op die Olyfberg, so die Here Jesus het vanaf die Olyfberg opgevaar. Ek wil baie graag by vanaand se hemelvaartsdiens met u praat oor hierdie tema. Hierdie 2 tekste wil ek eers net weer uitlig. Lukas 24 vers 50 en 51, en hy het hulle uitgelei tot by Betanië, en hy het sy hande opgehef en hulle geseën, en terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. En dan ook net weer hierdie vers in Handelinge 1 vers 9 tot 11, en nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan,
staan daar 2 manne in wit klere by hulle wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. En dan met die praat oor hierdie tema vanaand, die tyd, doel en gevolge van Jesus se hemelvaart. Die tyd, doel en gevolge van Jesus se hemelvaart. Nou soos ons reeds in die begin gesê het, ons herdenk vandag en vanaand die hemelvaart van die Here Jesus Christus, wat bykans 2000 jaar gelede plaasgevind het. Dit is nie 'n sprokiesverhaal nie, dit is 'n werklikheid. Dit is nie 'n simboliese verhaal, of iets wat allegories verklaar, sinnebeeldig, denkbeeldig verklaar behoort te word nie. Dit het letterlik, werklik, fisies plaasgevind. Daar was baie mense wat dit gesien het, en wat daarvan kon getuig. Dis nie net 'n storie nie, dis die waarheid. Die Here Jesus het sigbaar, fisies, liggaamlik, van die aarde af, in 'n wolk, in die hemel opgevaar. Nou, hierdie hemelvaart van die Here Jesus was een van 'n hele paar gebeure, eintlik 'n reeks van gebeure, wat almal beskryf kan word as bonatuurlik, uitsonderlik, wonderwerkend. En dit is almal gebeure wat in 'n tyd van 53 dae van mekaar af plaasgevind het. En daar was minstens 4 van daardie gebeure. En oor 'n tydperk van 53 dae, vandat die Here Jesus gekruisig is, tot die uitstorting van die Heilige Gees, het hierdie wonderwerkende gebeure almal in en om die stad Jerusalem plaasgevind. Kom ons kyk net 'n bietjie na hierdie 4 gebeure wat plaasgevind het. Absoluut merkwaardig. En dis een van die redes waarom die stad Jerusalem so 'n belangrike stad is. 'n Stad wat God ook liefhet, 'n stad wat tot vandag toe die middelpunt van belangstelling in die Christendom is in die wêreld. Wat het plaasgevind? So ongeveer 32, 33 na Christus. Wel, die eerste wat plaasgevind het is dat die Here Jesus gekruisig is. 'n Man wat heeltemal onskuldig was, en waarvan baie van die vyande van hom later erken het, dat hy heeltemal onskuldig was, is buite die mure van Jerusalem, tussen 2 kwaaddoeners, op die heuwel Golgotha, gekruisig. En terwyl hy vir 6 ure daar gehang het aan die kruis, het hy op 'n stadium met 'n groot stem uitgeroep, en toe gebeur die dinge. Die Bybel sê, die aarde het geskud, die aarde het gebewe, die rotse het geskeur, die grafte van mense wat gesterf het oopgegaan. Jy lees dit in Matteus 27. Die voorhangsel in die tempel, wat 'n baie swaar gordyn is, wat 'n hele paar sterk manne nodig het om die gordyn te dra, het geskeur, en nie van onder af boontoe nie, maar van bo af onder toe. En daar het 'n duisternis toegesak, skielik. 3 ure het dit pikgiet swart duisternis geword in en om Jerusalem. Sodat een van die hoofmanne daar oor 100 gestaan het en gesê het, waarlik, hy is die Seun van God. Dit was die eerste gebeure wat plaasgevind het, die kruisiging van die Here Jesus Christus. En 3 dae later, op die eerste dag van die week, nadat hulle hierdie Here Jesus nou begrawe het, met 'n groot klip voor sy graf toegerol het, en 'n Romeinse wag van 'n aantal soldate aangestel het om hom te bewaak, dat niemand sy liggaam steel nie. 3 dae later het daar iets merkwaardig gebeur op hierdie eerste dag van die week. En dit het
plaasgevind net buite die stad Jerusalem, waar hierdie graf van Josef van Arimatea was. Daardie klip het op wonderbaarlike wyse weggerol. Van die soldate het totaal en al gevlug. Ek dink die Bybel sê van hulle het gesterwe toe hierdie gebeure plaasvind, wat dit moes bewaak. En die Here Jesus Christus word die heel eerste mens in die geskiedenis wat opstaan uit die dode. Hy open die graf eintlik vir almal wat opgestaan het uit die dode. Ek korrigeer my. Want daar was in die Ou Testament mense wat dood was en lewendig geword het, maar nog nie wat begrawe was en wat uit die graf uit na 3 dae opgestaan het. Die Here Jesus Christus staan op uit die dode. Dit het 'n opskudding veroorsaak. Van die politieke leiers af regdeur, die Romeine, die Jode, dit het 'n opskudding veroorsaak. So dit was die tweede van hierdie merkwaardige gebeure wat binne 'n bestek van 53 dae daar in Jerusalem plaasgevind het. En die derde waarna ons nou verwys is 40 dae na die opstanding van die Here Jesus Christus uit die dode. Het die Here Jesus sy groepie disippels gelei na die Olyfberg, net op die Olyfberg by Betanië, en het sy hande opgesteek en het hulle geseën. En om een of ander manier het 'n wolk uit die hemel gekom en hom omring, en in daardie wolk is hy opgeneem en hy het van hulle geskei van sy disippels. Daar was mense wat dit gesien het. En nie net die 12 of 11 disippels nie. Ons lees in Handelinge hoofstuk 1 in die bovertrek was daar minstens 120 mense bymekaar. Waarskynlik was dit omtrent 120 mense wat daar by Olyfberg gestaan het. En hulle het hierdie wonderwerk sien gebeur, dat iemand opgetel word deur 'n wolk, en dat hy stadig maar seker die hemel ingeneem word, en hulle het bly kyk, ek kan my net voorstel, hulle het bly kyk totdat dit 'n stippeltjie was, en toe kom daar uit die hemele hierdie 2 manne met wit klere, waarskynlik engele, wat dan nou vir hulle sê, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle af opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Dit was deel van daardie reeks van bonatuurlike, uitsonderlike, wonderwerkende gebeure, die hemelvaart van die Here Jesus. En dan die 4de waarna ek wil verwys, dit was, as ek het nou reg bereken, 53 dae na die kruisiging. Dit was in alle geval 50 dae na die opstanding, presies 50 dae. Lees jy in Handelinge 2 vers 1 en 2, toe die dag van die Pinksterfees aanbreek. Die woord Pinkster beteken letterlik die 50ste dag. En die 50ste dag na die opstanding aanbreek, was die groepie disippels bymekaar in die bovertrek, soos Jesus vir hulle gesê het, in Jerusalem. En toe gebeur daar bonatuurlike dinge. Daar kom 'n geluid, soos van 'n geweldige rukwind. Hy sê nie daar kom 'n wind nie, hy sê daar kom 'n geluid soos van 'n rukwind. Skielik het die mense in die stad hierdie geluid gehoor, soos 'n wind wat loei, soos 'n wind wat blaas, en tussen die geboue deur waai. En die mense hoor hierdie geluid, en hulle begin saam drom, lees jy in Handelinge 2. En uiteindelik het hulle by die disippels uitgekom. En toe hulle die disippels sien, toe sien hulle maar op hulle hoofde, is daar 4 vlammetjies, tonge soos van vuur, wat op hulle hoofde brand. Hulle natuurlik nou nie seer brand nie, maar wat daar brand. En hulle sien dit met hulle oë. En dit was die uitstorting van die Heilige Gees op aarde, wat op Pinksterdag plaasgevind het. Al hierdie gebeure het in 'n kwessie van 53 dae plaasgevind. Die kruisiging van die Here Jesus, die opstanding van Jesus, die hemelvaart van Jesus, en die uitstorting van die Heilige Gees. En ek sê weer, dit was absolute
uitsonderlike gebeure wat deur mense gesien is en beleef is. Dit staan nie net op swart op wit geskrywe nie. Daar was mense wat bevestig het, ons was daar, ons het dit gesien, ons het dit belewe, en dit staan opgeskrywe deur die Heilige Gees in hierdie boek. En ons is vanaand hier byeen om een van hierdie gebeure te herdenk. Die hemelvaart van die Here Jesus Christus. Die hemelvaart van die Here Jesus Christus. En ek praat met jou dan vanaand oor hierdie tema, die tyd, doel en gevolge van Jesus se hemelvaart. En ek wil 3 gedagtes met julle deel, as ek hierdie tema behandel. Eerstens, die tyd van Jesus se hemelvaart. Tweedens, die doel van Jesus se hemelvaart. En derdens, die gevolge van die Here Jesus se hemelvaart. En kom ons begin dadelik by die eerste een, die tyd van die Here Jesus se hemelvaart. Dit word in die Bybel duidelik gesê dat die hemelvaart het presies 40 dae na die opstanding van die Here Jesus plaasgevind. Kyk net na hierdie vers in Handelinge 1 vers 3. Aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het, dis nou na sy opstanding uit die dode, hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. Hierdie 40 dae periode verwys na die tydperk tussen die Here Jesus se opstanding, waar hy opgestaan het en hom lewend vertoon het, en vir 40 dae lank het hy aan mense verskyn voordat hy uit die hemel in die hemel opgeneem is. Waarom dink u sou daar 'n tydperk van 40 dae verloop, sodat die tyd van Jesus se hemelvaart eers 40 dae na die opstanding moes plaasvind? Waarom het die Here Jesus nie 'n dag of 2 na sy opstanding, of sommer tydens sy opstanding, in die hemel opgevaar en daar gebly nie? Hoekom het hy nog vir 'n periode van 40 dae gewag voordat hy na die hemel opgeneem is? En daar is 2 baie belangrike redes daarvoor. En die eerste is om bo alle twyfel te bewys dat hy werklik uit die dode uit opgestaan het. Die Here Jesus het 'n maand en 10 dae gehad, en in daardie maand en 10 dae het hy oral verskyn aan mense. Verskillende geleenthede, verskillende plekke, en hy het 40 dae nodig gehad, sodat mense bo alle twyfel sou weet, ons het hom gesien na sy opstanding. En julle onthou byvoorbeeld die eerste 2 geleenthede, waar Jesus aan mense verskyn het na sy opstanding. En dit was, behalwe nou aan Maria en so aan, en die disippels, het hy daardie aand, die eerste dag nadat hy opgestaan het uit die dode, aan sy disippels verskyn. Het was 'n Sondag aand, die eerste dag van die week. En toe het hy in hulle midde gestaan, dit was toe Thomas nie by was nie. En toe weer 8 dae daarna, die keer was Thomas by. En toe sê hy vir Thomas, bring jou vingers, steek dit in my hande in die wonde, jou hand, steek dit in my sy. Moenie ongelowig wees nie, Thomas, maar gelowig. Die Here Jesus wou hê mense moes hom sien. Hy het vir sy disippels kos gemaak by die see van Tiberias. Hy het op die strand vir hulle vis gereed gemaak. Die Bybel sê hulle het saam met hom geëet. Later skryf Johannes en hulle sê ons het aan hom geraak. Hulle het aan hom gevat. So daar was 'n periode van 40 dae dat hulle sou weet, dis nie 'n gees wat hier opgestaan het nie. Hy is letterlik fisies 'n mens met 'n fisiese liggaam, 'n verheerlikte liggaam natuurlik, maar met 'n liggaam, en hy het aan verskillende mense verskyn. Ek lees net weer daardie teks in Handelinge 1 vers 3 wat daar staan, dat Jesus het hom na sy lyde lewend vertoon deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. In 1 Korintiërs 15 word daar 12 kere groepe genoem, 12 verskillende geleenthede, 12 verskillende groepe aan wie die Here Jesus verskyn het.
Daar staan in 1 Korintiërs 15, dat een geleentheid was daar meer as 500 mense teenwoordig. En dat hy aan daardie 500 mense tegelijkertijd waar hulle by mekaar was, aan hulle verskyn het, sodat niemand ooit deur die eeue heen sou kon twyfel, dat die Here Jesus uit die dode uit opgestaan het nie. Ons lees van hierdie verskyning aan die 500 in 1 Korintiërs 15 vers 6, waar daar staan, daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders tegelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Jy sien die profesieë van die Ou Testament, en die voorspellings wat Jesus self gemaak het, sy eie profesieë, het voorspel, dat hy uit die dode sou opstaan. Ons lees van hierdie profesieë in Psalm 68 vers 19, Psalm 110 vers 1, dis in die Ou Testament. In die Nuwe Testament baie van die voorspellings. Twee waarna ek wil verwys is net Johannes 6 vers 2 en Johannes 20 vers 17. Dis waar Jesus self, voor sy kruisiging nog, voorspel het, dat hy sal opvaar na die hemel. Hy sal nie net opstaan uit die dode nie, maar hy sal opvaar na die hemel. En die Here Jesus wou bewys aan vriend en vyand dat daardie profesieë waar geword het. En kan jy glo dat daar vanaand in ons moderne wêreld geleerdes is, wat nou vir mense vertel, Jesus het of nooit werklik gesterf nie, of hy het nooit letterlik uit die dode uit opgestaan nie. En as jy glo dat hy uit die dode uit opgestaan het, dan sê hulle, dan het hy nou vir jou opgestaan. Hy het in die gees opgestaan, hy het nie fisies werklik opgestaan nie. Maar enige iemand wat wetenskaplik die feite gaan ondersoek, van wat gebeur het in hierdie 40 dae nadat die Here Jesus uit die dood het opgestaan het. En dit is al in howe bevestig en bewys. Kan nooit twyfel aan die feit dat die Here Jesus wel uit die dode uit opgestaan het nie. En ek wil nou vanaand vir jou sê, vriende, die tyd van die Here Jesus se hemelvaart het 'n tyd toegelaat, sodat almal kan weet, Jesus het nie net gesterwe nie, maar hy het opgestaan, en gedurende 40 dae voor sy hemelvaart, het hy aan verskillende mense verskyn, en het bevestig dat hy uit die dood uit opgestaan het. Maar die tweede rede waarom ons praat oor die tyd van Jesus se hemelvaart, 40 dae na sy opstanding, is om noodsaaklike onderrig aan sy disippels te gee. Kyk net weer na daardie vers op die bord wat daar staan, terwyl hy gedurende 40 dae verskyn het, aan hulle verskyn het, en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. Hy het tyd nodig gehad om die laaste dinge wat hy vir sy disippels moes sê, te sê. En om die laaste bevele aan hulle te gee. Jy weet, uiteindelik sou die disippels van hulle sou die Nuwe Testament skrywe. Hulle sou ten minste hierdie inligting wat hulle opgedoen het saam met die Here Jesus aan mense oordra. En van die ander wat het gehoor het sou dit skrywe, soos Lukas, soos Paulus later, en ander wat die Nuwe Testament geskryf het. So hy moes hulle onderrig gee, hy moes dinge leer, sodat hulle hierdie dinge in 'n Nuwe Testament sal opskrywe, of in 'n nuwe verbond. Die woord testament beteken ook verbond. Sodat ons dit vandag kan hê. Ek sê weer, die disippels sou die instruksies vir die Christelike geloof uiteindelik neerskryf. Hulle sou die leerstellige fondasie vir die Christelike leer lê, wat ons nou al vir 2000 jaar bykans het. Hulle sou die laaste opdragte van die Here Jesus kry. Ons praat van die laaste opdrag as die groot opdrag. In daardie tydperk van 40 dae. So die tyd van die Here Jesus se hemelvaart is baie belangrik. Dat dit nie skielik na sy opstanding plaasgevind het nie, maar eers oor 'n maand en plus minus 10 dae, 40 dae na sy opstanding. Maar ek wil ook in die tweede plek met jou praat oor die doel van Jesus se hemelvaart.
Wel, die hemelvaart van die Here Jesus Christus het 'n einde gemaak aan sy bykans 3,5 jare lange openbare bediening op aarde. Nou, ons weet almal dat die Here Jesus so 33 jaar oud geword het, plus minus. Maar die eerste 30 jaar daarvan het hy maar in die geheim eintlik geleef en beweeg. Hy het sy disippels uitdruklik opdrag gegee om sekere dinge nie vooraf te vertel nie. Maar van die dag af toe die Heilige Gees op die Here Jesus uitgestort is of op hom neergedaal het, daar toe hy gebid het op die walle van die Jordaanrivier, en hy toe begin preek het, vir 3,5 jaar, het die Here Jesus 'n intense bediening in die land Israel gehad. 'n Openbare bediening. En daardie openbare bediening kon nie maar net vir altyd aanhou nie. Daar was 'n punt waar dit sou eindig. En die punt waar die openbare bediening van die Here Jesus sou eindig, was op die Olyfberg met 'n wonderwerk, toe God hom lewendig in die hemel opneem. Daar het sy aardse bediening geëindig. En 'n mens dink aan die woorde wat die Here Jesus in Johannes 17 vers 4 gebid het, en hy het gesê, ek het u verheerlik op aarde, die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. En in daardie 3,5 jaar, het die Here Jesus die werk wat God hom gegee het om op aarde te doen, voltooi. En het dit afgehandel, volbring. Hy het in sy werk die Here Jesus verheerlik. En ek wil net vanaand vir jou sê, ek en jy het ook 'n tydperk wat ons op aarde bestaan. Net 'n sekere tyd. En die Bybel sê, as jy daardie stukkie wat jy op aarde lewe in konteks sien met die eeue wat verby is, dan is dit soos 'n handbreedte. Dis soos 'n blom van die gras. Vandag blom hy en môre verdor hy. Dit is soos 'n damp wat vir 'n kort oombliekie verskyn. So is jou lewens en myne, ons lewensspan op aarde. En hopelik, terwyl ons op aarde lewe, kom ons tot bekering. Hopelik, as gevolg van die evangelie, kom ons uit ons sonde. Ek bedoel, ons los die sonde agter, en ons bekeer ons van ons sonde tot die Here Jesus. En ons neem hom as saligmaker en verlosser aan, en hy kom woon in ons hart, ons word sy kinders. Hopelik gebeur dit met jou. En dan van daai oomblik af het jy om 'n getuie vir die Here Jesus op aarde te wees, deur jou lewensvoorbeeld, deur die manier waarop jy aan die werk spring met jou alledaagse werk, of jy nou in 'n kantoor werk, en of jy nou fisies in 'n ander besigheid werk, maak nie saak watter werk die Here God vir jou op aarde gegee het nie. Jy moet hom verheerlik, sê die Bybel. Jesus sê, ek het u verheerlik, die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. Ek en jy het net 'n sekere tyd, ons weet nie hoe lank nie. Die Here Jesus het 3,5 jaar gehad. Ek en jy het waarskynlik 'n bietjie meer tyd, hang af hoe lank ons gered is, totdat die Here ons kom haal, of het sy deur die dood is, en of dit deur die wederkoms is. Maar dat jy in daardie tyd die werk sal doen waarvoor hy op aarde gered het. Jy gaan nie die tyd oorkry nie. Jy kry net een kans. En daarom sê ons altyd vir mense, gryp hierdie kans aan. Leef soos die Here God wil hê jy moet lewe. Leef voluit vir hom. Verheerlik hom op aarde. Deur jou lewenswyse, deur jou doen en late, deur jou getuienislewering, deur jou dienswerk vir hom, deur die gawes wat hy jou gegee het. Sal ek en jy ook kan sê, soos die Here Jesus gesê het, die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. En as jy dit nog nie gedoen het nie, wil ek sê, sal jy nie by vanaand se diens, die hemelvaartsdiens, besluit. Ek is nie vir altyd hier nie, my lewe is net so breed soos 'n handbreedte. En ek gaan van nou af doen wat my hand vind om te doen, soos die woord sê. Ek gaan doen wat die Here van my verwag om te doen.
Maar die doel van die Here Jesus se hemelvaart daar staan, maar nou het hy 'n voortreffeliker bediening gekry. Die Here Jesus het op aarde 'n bediening gehad, maar toe neem die Here hom van die aarde af weg, hemel toe. En nou kry hy in die hemele 'n voortreffeliker bediening. Hy kry nog 'n groter, nog 'n heerliker dienswerk in die hemel. Wat is daardie dinge wat hy in die hemele vir die Here sal doen? Ons lees dat hy die taak van hoëpriester in die hemel kry. 'n Hoëpriester tree by God in vir mense. In Handeling of Hebreërs 8 vers 1 staan daar hierdie woorde: en ons het so 'n hoëpriester met 'n hoofletter hoëpriester wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemele. So die Here Jesus het oorgegaan om sy hoëpriesterlike werk in die hemel te doen. Hy het 'n voortreffeliker bediening gekry as die op aarde. En kyk wat sê die Bybel oor 'n hoëpriester. Ons wil weer sê, die volk Israel het ook 'n hoëpriester gehad, 'n aardse een, en hulle moes offer vir die sondes van die volk. Hulle moes intree by God vir die volk. Kyk wat sê Hebreërs 4 vers 14 tot 16, ek lees dit vir jou, daar staan: terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, dit beteken hy het opgevaar na die hemele, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan om barmhartigheid te verkry en genade te vind om op die regte tyd gehelp te word. Watter beeld word daar hier van die Here Jesus geskep? Jy weet, as die volk Israel op aarde gesondig het, dan soek hulle die priester of die hoëpriester, hulle gaan na hom toe. Hulle bring hulle offers, hulle duwe of hulle lammertjies of wat hulle ook al sou moes slag volgens voorskrifte vir hulle sonde. Hulle raadpleeg die hoëpriester. En dan word daar die lammetjie geslag. En dan word daar gebid dat God hierdie mense sal help of hulle sonde vergewe. Nou lees die Bybel het ons 'n hoëpriester. En hy sit by God aan die regterhand van God. En dan word vir ons gesê, ons het 'n hoëpriester wat met ons swakhede medelee kan hê. Hoekom? Omdat hy ook 'n mens was, soos ek en jy. Hy het ook op hierdie sondige aarde gelewe. Hy is in alle opsigte versoek, net soos ek en jy. Hy verstaan presies die stryd waardeur mense gaan. Daarom sê die Bybel, kan ons met vrymoedigheid na hom toe gaan. Met jou stryd, elke keer as jy gefaal het, as jy geval het, as jy gesondig het ons 'n hoëpriester wat met ons swakhede medelee het. Medelee, hy gee om vir mense wat val, wat in sonde val. Hy kan verstaan. Maar hy wil nie jy moet in daai sonde val en daar bly lê nie. Jy moet opstaan en jy moet na hom toe kom, soos mense met hulle sonde na die hoëpriester toe gekom het. Daar word gesê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, om barmhartigheid te verkry, genade te vind, om op die regte tyd gehelp te word. Ons kan enige tyd na ons hemelse hoëpriester toe gaan met ons sonde, as ons gesondig het. Ons moenie toelaat dat daar onbelede sonde, dis sonde wat jy nie bely het nie, in jou lewe bly staan. Jy moet dit nie toelaat nie, my vriend, want dit vat jou net verder en verder van God af weg. Jy moet dit nie toelaat nie, want jy het 'n hoëpriester wat sal verstaan. Hy gaan jou nie verwyd nie, gaan nie jou wegjaag nie, gaan nie die vinger na jou toe wys nie. As jy eerlike belydenis doen, het hy genade, want hy weet watter maaksel jy is. En ons het 'n hoëpriester wat met ons swakhede medelee het. Johannes skryf in 1 Johannes 2 vers 1 en 2, hy sê, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, voorspraak met 'n hoofletter. Dit is 'n hoëpriester. Ons het 'n voorspraak by die Vader. Jesus Christus die regverdige.
Hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie vir ons en alleen nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Laat my nou vanaand vir jou sê, elke keer, wanneer jy sonde doen, en ek, dan het ons 'n hoë priester in die hemele, wat by God optree, wat vir ons optree, soos 'n advokaat vir sy kliënt optree, en wat sy bloed wys vir God die Vader, en sê, dit is my kinders, ek het vir hulle sondes gesterwe, vir al hulle sondes van die verlede, vir al hulle sondes van die hede, vir al hulle sondes van die toekoms. En elke keer tree Jesus by God in. Anders kon ons gesterf het. Die Ou Testament sê, die siel wat sondig, die moet sterwe. Maar Jesus het nie net die taak in die hemel, hierdie voortreffeliker bediening wat hy na sy hemelvaart gekry het nie. Die doel van sy hemelvaart was om daar hoëpriester te gaan wees, maar ook om voorbidder te wees. Jesus het 'n gebedsbediening in die hemel. Hy is 'n hemelse voorbidder. Ja, ons het op aarde gesien dat die Here Jesus sy hele lewe, iemand het gesê van die krib na die kruis was 'n lewe van gebed. Maar selfs na sy opstanding en hemelvaart, het die Here Jesus voortgegaan met 'n gebedsbediening. Nou in die hemele, let op die woorde van Hebreërs 7 vers 25. Daarom kan hy ook volkome red, die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Let op hierdie woorde, altyd leef om vir hulle in te tree. Ons tree in deur gebed. Die Here Jesus tree vir ons in deur gebed. Hy bid vir ons voor die Vader. En jy is waarskynlik glad nie bewus van die kere, die hoeveelheid kere, die geleenthede, wat hy vir jou bid nie. Eendag in die hemele, as ons daar arriveer, sal ons waarskynlik hierdie insig kry om te sien, waar het die Here Jesus en hoe het hy vir ons voorbidding gedoen. En wanneer ons deur die stryd gegaan het op aarde, en deur pyn en lyding gegaan het, deur toetse en beproewing, het hy by die Vader ingetree. In Hebreërs 9 vers 24 staan daar, want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self, om nou, 'n ewige nou, in die ewige teenwoordige tyd, om nou, voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Die Here Jesus verskyn nou, voor die aangesig van God, vir jou en vir my. Hy weet op hierdie oomblik, wat is die probleem by jou werk, met jou kinders dalk, in jou huwelik, in jou finansies, in jou liggaam. En op hierdie oomblik tree hy in om nou voor die aangesig van God te verskyn. Hy het hierdie taak as hemelse voorbidder. Onthou julle dat by geleentheid het die Here Jesus vir Petrus hierdie woorde gesê in Lukas 22 vers 31-32. Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie. En die Here Jesus het al die kere gesien waar die duiwel vir Petrus in die hande wil kry. Met sy eie vleeslikheid, met sy eie waan, met sy groot pratery, met sy voor op die wa wees. Dit was alles gevare wat Petrus se geestelike lewe bedreig het. Maar Jesus het vir hom ingetree. En ek kan vanaand vir jou sê, as hy nie opgevaar het na die hemel nie, het hy nooit hierdie voorbidderstaak opgeneem nie, want hy het 'n voortreffeliker bediening in die hemel. Dit is een van die redes, die doel van sy hemelvaart, om daar vir ons te gaan intree. Hy bid vir jou en vir my. Maar nog 'n doel van die hemelvaart is om die taak om vir ons 'n plek in die hemel voor te berei. Jesus het dit baie duidelik gesê, dis woorde wat baie bekend is, wat baie aangehaal word. Johannes 14 vers 1-3.
Laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my, het Jesus gesê. In die huis van my Vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek het vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. Let op wat hy sê, ek gaan om plek te berei. Die doel van die hemelvaart is om hierdie sending te gaan volbring, om in die hemel 'n plek te gaan berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem. So die huidige bediening, die afgelope 2000 jaar, het die Here Jesus die taak as hoëpriester, hy het die taak van voorbidder, maar hy het ook die taak om die hemele voor te berei, om die baie behuising vir die kinders van God in die hemel voor te berei. En dit moet miljoene der miljoene wees, vriende, wat werklik oor die eeue heen weergebore is. Baie van hulle het al gesterwe, maar daar word plek voorberei vir die kinders van God. Iemand het gesê, as God in 6 dae so 'n pragtige skepping kon skape, wat sal hy nie skape in 2000 jaar nie, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van die mens nie opgekom het nie. Dit het die Here berei vir die wat hom lief het. En julle ken die verhaal van Paulus wat by een of ander plek, ek dink dit was by Iconium, met klippe doodgegooi is en vir dood laat lê is, gestenig is. Maar die disippels het gekom en die klippe weggevat en vir hom gebid, en hy het weer reggekom. En later skryf Paulus, ek weet van 'n man 14 jaar gelede, en ons weet nou as Paulus so skryf, hy weet van 'n man, dit was die gebruik van die rabbies om in die derde persoon te praat. Hulle het nooit van hulle self gepraat nie. Dit het met iemand gebeur, dan bedoel hulle daardie iemand is hulle. Hy sê, ek weet van 'n man, 14 jaar gelede, of het binne of buite die liggaam was, weet ek nie, dat hy weggeruk is tot in die derde hemel, dat hy weggeruk is tot in die paradys. En die geleerdes sê, dit was Paulus se ervaring, toe hy doodgegooi was, het hy 'n blitsbesoek, 'n skyndood gehad, sy gees en siel het 'n besoek aan die hemele gebring. Dat hy weggeruk is tot in die derde hemel, onuitspreeklike woorde gehoor, wat 'n mens nie durf uitspreek nie. Maar Paulus verskom, hy het weer lewendig geword, en met sy bediening voortgegaan, en hy het begin skrywe, en verskom hy die woord, hierdie hint gegee, oor wat daar aan die ander kant is. Die Here het letterlik sy vinger op Paulus se mond gesit, en gesê, Paulus, jy praat nie oor hierdie dinge, wat jy gesien het nie. Hy het dinge gesien, sê die Bybel, wat hy nie durf uitspreek nie. Maar tog sien jy in Paulus se geskrifte, so tussen die lyne, so hier en daar, byvoorbeeld in 2 Korintiërs 5 vers 1 en 2 skryf hy, ons weet, dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, hierdie liggaam, het ons 'n gebou van God, het daai gebou gesien, het ons 'n gebou van God, 'n huis, nie met hande gemaak nie, nie mensehande nie, Jesus maak daai gebou, nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele, en dan sê hy, om hierdie rede, sug ons, verlang ons, om met ons woning in die hemel oorkleed te word. En as jy 2 Korintiërs 5 lees, dan sien jy, dat Paulus is so ongeduldig. Hy sê, hy verkies om uit die liggaam uit te woon, en by die Here in te woon, want hy het daai plek gesien, wat die Here Jesus vir ons voorberei, sy taak om 'n plek vir ons te gaan maak. Hy skryf later, dit is vir my verreweg die beste om heen te gaan en met Christus te wees. Vir my is die lewe Christus, die sterwe is 'n wins, want hy het die plek gesien. My vriende, die Here Jesus is besig om vir ons 'n plek voor te berei. Daarom het hy opgevaar na die hemel. Hy het gaan doen wat hy gesê het hy sou doen. Maar ek kom by die derde, die laaste gedagte, en dit is die gevolge van die Here Jesus se hemelvaart. Wat het gebeur toe die Here Jesus in die hemel opvaar? Om een of ander rede was die disippels so bly toe hulle dit sien. Lukas skryf het in Lukas 24 dat hulle het met blydskap
teruggegaan na Jerusalem. Hulle was bly. Iets het hulle harte vervul. Een of ander hoop. Een of ander verwagting het hulle harte gevul. Hulle aanskou hierdie wonderwerk. Van die laaste woorde wat die Here Jesus vir hulle gesê het, voor hy opgevaar het, het hy vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in. Kondig die evangelie. Hy het gesê, julle gaan krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Wag in Jerusalem, totdat hierdie toerusting uit die hemel kom. En met daardie verwagting, dat hulle hierdie spesiale, bonatuurlike krag sal kry, het hulle met blydskap na Jerusalem toe gegaan. En wat het hulle daar gaan doen? Wel, hulle het gewag, in die boorvertrek, soos die Here gesê het, hulle moet wag. Ons lees, hulle moet wag op die belofte van die Vader, wat julle het hy gesê vir my gehoor het, ons lees het in Handelinge 1 ook. Die belofte van die Heilige Gees. En hulle het begin bid, die Bybel sê, dat hulle het vir 10 dae lank gebid. Hulle het volhard in die gebed, hulle het eendragtig volhard in die gebed, sê Handelinge 1 vers 14. Die gevolg van die hemelvaart, hierdie blydskap, hierdie verwagting, gebedskonferensie, wat as gevolg daarvan beginne, en wat vir 10 dae lank ononderbroke loop. En ons kan ons net indink hoe het hulle die ding georganiseer. Mense het gekom en gegaan, party het gaan slaap, ander het gebid, dan het ander weer gekom by hulle oorgeneem. Daar was hierdie onophoudelike gebed vir 10 dae lank. En toe breek Handelinge 2 vers 1 en 2 aan, die groot dag van die Pinksterfees breek toe aan, die 50ste dag nadat Jesus uit die dood uit opgestaan het. En daardie dag skeur die hemele oop, en die Heilige Gees word op aarde uitgestort. Die Here Jesus het vooraf vir hulle geleer hierdie woorde, kyk na die teks in Johannes 14 vers 16. En ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat het hom nie gesien en hom nie ken nie. Hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Hy het vir hulle geleer dat die Gees van die waarheid kom, en die sal altyd by hulle bly. Dit sal in hulle wees. Let op, nog nooit tevore het dit gebeur nie, dat die Gees van God mense ingewoon het nie. Nee. Ja, die Gees van God het in die Ou Testamentiese bedeling wel oor mense vaardig geword, hulle bekragtig, sodat hulle sekere take vir die Here kan verrig, maar dit was sporadiese gevalle, dit was sekere insidente. Daarom praat ons van hierdie sporadiese, insidentele manifestasies van die Heilige Gees in die Ou Testament. Maar toe Pinksterdag aanbreek, toe word mense harte die woonplek, die habitat van die Heilige Gees, waar die Gees van God van tevore in die hemele gewoon het, en vandaar na die aarde gekom het, sporadies en incidenteel. Nou kom die Gees van God permanent die afgelope 2000 jaar. Sy woonplek is nie in die hemel nie, sy woonplek is in die hart van die kinders van die Here, om by julle te wees en in julle te wees. Let op na hierdie woorde, Johannes 16 vers 7, maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Dit is vir julle voordelig dat Jesus in die hemel toe opvaar. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. En die Heilige Gees sou gekom het om in mense te woon en deur hulle te werk. Ons het die besondere vers van Handelinge 1 vers 8. Julle sal krag ontvang, julle sal my getuies wees. En die Heilige Gees se bediening het op aarde begin. As jy nou Johannes 13, 14, 15, 16 lees, dan sê die Here Jesus baie oor die bediening van die Heilige Gees.
Die Gees sou kom om hierdie woord te inspireer, die Nuwe Testament. So daardie disippels so omtrent so 20 jaar plus minus 18 jaar van hulle, nadat die Here Jesus in die hemel opgevaar het, sou hulle penne en papier neem, papierusrolle waarskynlik, en hulle sou daarop skrywe, die verhaal van die Here Jesus, die evangelies, die boek Handelinge, en al die ander boeke van die Nuwe Testament, sou een na die ander geskryf word. Wie sou hulle help om dit te skrywe? Die Heilige Gees. Hy het die woord kom inspireer. Hy sal julle alles leer. Hy sal julle herinner aan die dinge wat gebeur het, wat julle moet onthou om neer te skrywe. Hy sal julle herinner aan alles wat ek gesê het. Die Heilige Gees sou kom om mense te wedergeboorte te werk. Die Heilige Gees sou Jesus in sondaars openbaar. Die Heilige Gees sou deur mense beginne bid. Die Heilige Gees sal ons die volle waarheid leer. Hy sal ons lei. En weet jy wat, vriende? Die disippels het dit alles letterlik en ernstig opgeneem. Pinksterdag het aangebreek en in 'n sigbare gedaante, toe hierdie geluid van die wind kom en die vuur uit die hemel val en op die soos tonge op hulle hoofde sit, is hulle letterlik vervul met die Heilige Gees. En die Gees in hulle kom woon en beheer van hulle geneem. Dit het hulle heeltemal verander. Vandaar die selfsugtige, stryerige disippels wat onder mekaar geloop en stry het oor wie is die grootste, wie is die belangrikste van ons. Het dit hulle so verander dat hulle uiteindelik hulle lewens afgelê het vir die Here Jesus. Hulle sou die wêreld ingaan, die destyds bewoonde bekende wêreld. En ons lees in die Bybel, binne 30 jaar het hulle die hele bewoonde wêreld bereik. Elke nasie wat onder die hemel was op daai stadium. Binne 30 jaar na die uitstorting van die Heilige Gees, het hulle van Jerusalem afgegaan in Judea en Samaria en tot aan die uiteindes van die aarde. Letterlik het hulle daardie vers in hulle leeftyd vervul. Dit is die gevolge van die hemelvaart, die uitstorting van die Heilige Gees. En my vriende, vandag is die Gees nog hier. As jy nie weergebore is nie, kan jy die Gees van God nie in jou hê nie. Maar as jy 'n kind van God is, dan kom woon hy by wedergeboorte in jou hart. Maar hy kan ook jou lewe vervul, volmaak met die Heilige Gees. Soos die woord sê, word met die Gees vervul. Julle moet nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Word met die Gees vervul, Efesiërs 5 vers 17-18. So kan jy ook met die Gees vervul word. En hy sal julle alles leer. Hy sal vir julle die skrifte oopbreek. Hy sal julle herinner aan wat Jesus gesê het. Hy sal julle bekragtig om die werk wat God vir julle gegee het op aarde en vir my, om dit te kan doen. Mag die Here vir ons waardering gee vir die hemelvaart en vir die gevolge van die hemelvaart, vir die doel van die hemelvaart, vir die tyd van die hemelvaart. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Ons het 'n opdrag om die woord van die Here uit te dra. In 2 Timoteus 4 vers 2 staan daar, verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig. Help ons om die opdrag uit te voer deur hierdie boodskap verder te versprei en dit aan te stuur na ander. Daar is nog talle ander audio en video boodskappe van Dominee Henny op Telegram en YouTube beskikbaar. Indien u daarin belangstel, doen gerus navraag by 083 292 5588. God seën u. Mooi dag. Ek gee jou my woord is vol belofte.
woorde ook in jou, dan kan jy vra net wat jy wil, en ek sal jou antwoord. Ek gee jou my woord. Ek sal jou nooit begewe, jou nooit verlaat nie. Bekommer jou nie oor môre nie, want ek sorg vir jou. My seun Jesus is dieselfde, gister, vandag tot in ewigheid. Jy is tot alles in staat, want hy my seun sal jou krag gee. Ek gee jou my woord is vol beloftes. Ek gee jou my woord is die waarheid. En as jy net in my wil bly, en my woorde ook in jou, dan kan jy vra net wat jy wil, en ek sal jou antwoord. Ek gee jou my woord. Ek gee jou my woord. My woord is vol beloftes. Ek gee jou my woord. My woord is die waarheid. En as jy net in my wil bly, en my woorde ook in jou, dan kan jy vra net wat jy wil, en ek sal jou antwoord. Ek gee jou my woord. Mm.